Ja, kyk, so lyk baie van ons lewe, né? 'n tweespoorpaadjie in die sand. Baie keer as dit net nodig vir my en jou om so af en toe te loop stil raak en net weer daai paadjie na onsself toe terug te vind. En soos wat die skape in hierdie veld moet loop om 'n stukkie kos te kry om te eet. Net so moet ek en jy partykeer maar 'n pad stap om net weer by onsself uit te kom. Ja, boervrouens, heerlikheid man. Ons het al 'n paar keer gekuier wat hierdie boervrou vir ons van 'n kant af bederf. Ons het dit gisteraand gesien, ons het dit gistermiddag gesien, ons het dit die heel 2 dae op Wolfkraal gesien. Lietie, ek wil amper vir jou sê jy's 'n legend man. Nee, genade mens. Ek moet my besig hou. Ek moet my besig hou met positiewe dingetjies. En koek wat brand en koek wat brand is 'n raai, ek gaan hom nou 'n ander koek bak. Hoekom is hy nou nie meer daai pineappel, daai koek is nou so soet. Ja nee, wat? Nee. Daai was 'n voetfout. Ek is jammer dat ons nou vir jou van jou besige skedule af weggeruk het om nou met jou te sit te praat. Hoe druk 'n vrou deur ten spyte van alles? Ek weet jy het nou al vir ons gesê met die vorige praatjie dat jy moet maar op die dinge wat saak maak en die klein dingetjies en al sulke klas dinge. Maar heerlikheid, ons mansmense kan nie altyd kop hou as dit by hierdie goeters kom nie. Ons val in die bus uit. Dis vir my seker makliker. Ek is nie iemand wat vreeslik loop sit en worry oor 'n ding nie. Dis 'n geval van sit my pla en ek maak dit eintlik die liewe Vader se probleem dan. Dan weet ek, hoef ek nie te worry, dit sal uitwerk. Dit werk nie altyd uit nie. Maar as dit dan uitgekom het soos dit uitgekom het, dan was dit ook die regte manier geweest. So ek is nie iemand wat vreeslik top nie. Ja. En soos Karl is ook gelukkig nie. Hy's nie 'n baie hy sal negatief raak, maar hy's nie 'n depressiewe mens wat jy moet deeltyd uit 'n gat uittrek. Ons sal oor simpel goed kan ons tyd ommaak. En julle is heel okay om so stoksie alleen te kuier met mekaar sonder enige probleme. Dis okay. Ja, is lekker. Ja. Maar tog hou jy daarvan as daar mense ook is. Ja, nee, dis lekker want kyk, dan kan ek hulle voer. Ja, jy's 'n operator. Ja, Karel sit hom 'n bietjie tee. Hy wil nie alles eet wat ek vir hom gee nie, maar dan kan ek voer. Dan bly ek besig. Ja. En ek dink dit help my baie. Ek bly besig. Ja. Jy is 'n nooi van die Boesmanland. Ja, hier by tussen Kliprand en Bitterfontein het ons groot geraak, ja. Okay, boer jou pa hulle daar? Ja, hulle daar geboer. Nee, my pa is oorlede, maar my ma is weer getroud, maar hulle boer nog altyd op die plaas, so ja. Maar dis meer Namakwaland, sal ek maar sê. Ja, dis vir my, daai is vir my 'n vreemde ding. Ek meen ons sit omtrent hoeveel meter van die seker 500 meter van die grondpad af. Ja. En nou sê jy vir my die grondpad, hierdie kant is Boesmanland of Kammiesberg? Ja, nee, dis Boesmanland hierdie. Gedeelte wat ons is Boesmanland en aan die ander kant die pad is Namakwaland. Hierdie pad is die Namakwaland grens. En dan nou die Namakwaland kry winterreën? Ja. En die Boesmanland kry somerreën. Ja, so dit is wat vir ons baie help hier waar ons is. Ons kry, jy kan ook sien dit eentjie hierin is hier meer bossies. Ja, so dit is soos ons vang so nou en dan vang is 'n winterreentjie. Okay. Partykeer kry jy nie een nie die winter ook nie die somer nie want jy was op die grens. Maar meeste keer is dit ons behoud. Soos laas jaar het ons 'n winterreentjie. Ons het nie somerreën gehad nie, maar ons het 'n winterreentjie gekry. So ons het nie massa gras nie, maar ons het vir so 2 maande opslag gehad. Dis ook maar koud in die winter. Die opslag groei eers hier van Augustus af. Ja, maar dit red ons. Ek was laas jaar winter hier gewees met my bakkie so gestaan en toe vries dit. Ja. Want jy moet wag tot watter tyd in die oggend voordat die windscreen eers oop is. So dit loop raak koud. Dit raak koud. Maar dit reën nie so seer nie. Nee, dit reën nie so seer nie. As dit reën moet jy die winter eintlik eers deurgaan want die opslag groei nie regtig omdat dit so koud is, ja. Maar dan hier vir Augustus af, dan het jy nou 'n blommetjie of wat ook al, maar dit so ons het dan 'n bietjie van die winter vang ons ook as 'n gelukkige jaar. En waar het jy skool gegaan? Op Nieuwerus. Hoofmeisie 1995. O ja, dis mos nou kyk wat julle nou nie weet nie, né? Ons is net 4 meisiekinders gewees. Die hoofmeisie van Nieuwerus 1995 is dan ook vir 6 jaar in 'n ry gewees by Juffrou Boesmanland. Ja. En skoningskoningin en waawiele gedoen op die stage as ek dit laat dinge. Dis nie daar wat hulle nog met die bloemer die hele met Juffrou Boesmanland gedoen het. Joop is goed. Baie goed. Ja, nee, vir 6 jaar in 'n ry. Kyk, dis oortreffelik. Ja. Dis oortreffelik, ja. En jou kokkuns en jou liefde vir kos maak as ek dit laat dinge is nou van ma se kant af of is dit maar net jy? Ja, nee, maar dit is nou maar net Jesus. Want julle tog nie die kos is julle eie kos gemaak seker nie. Nee, gelukkig nie. Ja. Nee. Julle ook daai jare met daai blinkkant die rooibos tee gekry wat jy nog op pauses. Nee, ons het nie pauses gekry, dit was ons aandete se afsluk ding, ja.
mind you, om Donnie se vrou, tannie Betsy was Yes. 'n paar jaar by die kossies gewees. Toe was sy ons matrone gewees. Okay. Ja, dit is lekker geëet. Jy meen? Ja nee, dit is nou lekker. Sy het vir ons lekker die lekkerste pampoenpoffers gemaak. Nee, ons het lekker geëet in die koshuis. Maar die rooibos, my ma was op Verreinsdorp in die koshuis en sy sê die ding wat sy onthou wat bo alles uitstaan ten spyte van al die nonsens is daai melkkan moet die rooibos tee in soet en koud. Ja, klaar suiker in. Alles in. Jy kry nie jou hand op 'n suikerpot nie. So jy vat hom soos jy daar. Maar dan hoor ek daar was ook maar ingestap aan die Spence en by tye as jy kans kry om nou ietsie te loop. Tannie Betsy. Sy het vir ons peanut en stroopbroodjies gevoer. jy O, dit dit was lekker. Lekkerte. Min weet nou ons gaan nou by ou en van die dag Amper bure raak. amper Ja. bure raak, Ja. ja. Ja, dis nogal vir my ek moet vir eerlik was, dit is vir my nogal baie lekker om te sien hoe dat die mense die verhoudings. Ek meen ons het mos nou hier kom leer by julle wat 'n paar verhoudings is met sekere mense. En partykeer is dit weird as jy kyk na die kombinasies. Die laaste keer wat ons hier gekuier het was hier so 'n oud polisie kolonel en heeltemal 'n ander groep as die wat ons oorspronklik geleer ken. Ja. En hoe die ouens By mekaar gekom het, ja. Ongelooflike interaksie. Okay, julle gaan binnekort 'n watse dag hê? 'n Skietdag. 'n Skietdag, ja. Sommer die boerevereniging wat is nou maar net so 'n kuierdag dan omdat die mense skiet is maar iets wat almal doen. En dis nou daar by Gamhoop se Ja, by die- gemeenskapsaal. ja, daar gaan En dan ons- daar gaan nou min of meer hoeveel mense op? Jy's so jong. Ek gaan nou vir jou jok as ek getalle moet gee, maar maklik hier 70, 80 mense. En vir die Okay. Boesmanland is dit baie. So en is 'n lekker kuierdag. Ja, dis 'n lekker kuierdag. Die vorige aand kom die mense dan kamp hulle nou, dan maak ons nou net so 'n braaivleisie die aand en almal eet net Maar die julle ry wat dan daar seker nou hier vanuit. Julle slaap Ja, nie in nee, tent ons nie. slaap nie oor nie. Ons ding is ons gaan maak die kos daar en ons gesels se kuier saam met die mense wat daar kamp. En die môre of volgende is dit nou vroegmôre, dan kom mense nou registreer wat wil skiet en goed en dan die hele dag is daar mos nou maar soos dit 'n dag is. Amper soos Braai 'n gemeenskapsdag, Ja, amper ja, soos 'n ja. bazaartjie of net 'n Ja, lekker dag in die dit- Boesmanland. ja. Nou jy het nou gisteraand vir my gevra of ek dalk lus het om te kom kuier met die besigheid. En nou het ek nogal 'n lus op my om deur te ry. Ek is bly. Maar ek sal Hou nou- daai lus lewendig. Ek sal nou verkies om nou al Vrydag te ry uit die Kaap uit. Ja. Dat ek nou Vrydag namiddag hier is en dan nou dat ek Saterdagoggend kan wakker word saam met julle daar. En dan wil ek nou Nee, vir 'n jy paar- raak hier wakker. Ek raak hier wakker. Ja, maar jy raak ons nie daar ry ons wakker sound toe. Ja, nee, Ja. ek gaan nie in 'n tent of in 'n karavaan slaap nie. Ek gaan mos nou hier in die pastorie slaap. En dan kan ek mos nou vir 'n paar mense uit die Kaap uit vra, jong, hoe lyk dit? Wil jy nie daar vir ons 'n paar goeders gee vir 'n lucky draw en 'n paar gift packs? Want onthou sulke samekomste is ook 'n stuk motivering en 'n hey, byt vas, hou 'n bietjie aan Weet jy, man. jy bereik meer mense. Ja. Jy as jy byvoorbeeld vir ons as gemeenskap as die ou uit die dorp uitkom, nê, en hy sien, kyk hoe lekker is dit hier. Baie van die dorpsouens kom om te kom 'n bietjie ontspan die dag hier. Dan sê net maar ons hou weer later in die jare bazaar. Dan kom hulle weer want dit is 'n lekker gees. Ja, ja. So dan is dit weer goed vir ons kerk. Ons kry weer daar 'n inkomste. So jy doen hierdie goed half om mense te trek, om jou gemeenskap te help. So 'n klein dingetjie Ja, is eintlik dan nou 'n lekker groot effek wat dit weer het. Absoluut. Lietjie, dankie dat ons saam julle kan kuier. Ja, die 4de is hoekom ons huweliksherdenking. Die 4de? April. En dis ons hoeke daar. Yes. So ons sal moet makkie hou vir Ons dit. moet champagne ook vat. Okay, ons bring 'n bottel champagne saam. Nee, ek gaan dit self bring. Maar dankie dat ons saam julle kan kuier en dankie dat ons alles altyd hier kan voel as ons by die huis is. Ek is bly. En sterkte met die seun se weg en as hy al weg daai tyd al. Nee, hy is nog hier. So hy is nog Hy het nog 2 maande uitstel gekry, gebede word verhoor. Lekkerte. Dankie dat jy Ja. altyd saam met ons kuier. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak en baie dankie dat ritmies deel van jou lewe kan wees. Ons is lief vir jou. Jy moet lekker leef.